Hallo en welkom by Nagskof. In Môre se Republikein kan julle meer lees oor Dirk von Wytz en Arie Jors, twee mans wat teregstaan op klagte van onsedelike aanranding en die verkrachting van 'n minderjarige. Hierdie het glo in die omgewing van Noordoewer gebeur, die 11-jarige dogtertjie wat getuig het in die hof dat hulle haar onsedelik aangerand het, maar hulle prokureurs het tydens die finale betoog wat in die hof gelewe, in die Hoërhof in Windhoek gelewer is vandag, gesê dat daar nie genoegsame sterk bewyse is teen die twee beskuldigdes nie. Onder meer is daar 'n mediese verslag aan die hof ingedien as bewyse wat toon dat die meisie se maagtevlies nie beskadig was nie, nie seer gemaak was nie, sy het ook nie enige beserings aan haar private dele gehad nie, maar die staatsaanklaer verduidelik dat die ondersoek maande na die beweerde voorvalle gedoen is en dit ook 'n uitwerking kan hê op die uitslae van hierdie ondersoek. Er is ook 'n dokter wat getuig het in die hof dat die ouer beskuldigde glo volgens hom was daar 'n baie goeie kans dat hy aan erektiele disfunksie gelei het en dat dit ook teenstrydig is met die beweringe dat hy hierdie dogtertjie verkrag het. So hulle sal nou op 11 Junie hulle lot hoor in die Hoërhof in Windhoek. Maar tot dan het ons vir jou baie ligter noot gelukkig. Daar is 'n kolligblad in Môre se Republikein, kollig natuurlik ons kuns en vermaak publikasie. Ons gaan steeds voort met Pedro Foster se rubriek oor die geskiedenis van kuns in Namibië, 'n geweldige insiggewende rubriek wat hy vir ons skryf. Tans in Môre se kollig deel hy oor die post-apartheid era in kuns en in Namibiese kuns, en hy sê daar was 'n halfe ontploffing van kleur in 'n manier. Hy het voorheen geskryf dat daar nie baie kuns was wat kapsie gemaak het teen die apartheidregering gedurende apartheid nie, maar na apartheid sê hy daar was 'n bietjie van 'n ontploffing in die Namibiese kunste. Hy vertel ook baie kunsgalerye het geglo dat hulle net pro-SWAPO kunstenaars moet bevorder en aanhelp, en hy sê daar is 'n paar kunstenaars wat agter hieronder gelei het, maar hy noem ook 'n paar baie invloedryke figure, onder meer Trudy Dix, invloedryke figure in die Namibiese kunste, en jy weet, plaas so half hulle loopbaan onder die loop en hulle groei as 'n kunstenaar onder die loop. So lees meer daaroor in Môre se kollig. Ook Coraal van der Plas se Swak op my toes with the day is 'n baie spesiale boek wat die swak op my van ouds vasvang, wat ongeveer